This is the Rob and Roz Recap. Ek wag al die hele dag om hierdie te sê. Ons gaan vir 'n tweede keer, een keer om die son. Evan Botha en Donnelly Roberts, welkom weer eens hier by ons, by The Drive with Rob and Roz. Dit is altyd so lekker om vir julle 2 uur te hê. Dit is vir ons altyd die lekkerste lekker, want dit voel soos 'n catch-up en 'n kuier en 'n partytjie en 'n vibe, alles in een. Ons was nou so spyt dat ons 'n bietjie in die verkeer vasgesit het, want dit vir my gevoel dis minder kuiertyd saam met julle. Nee, ons maak 'n plan. Ons maak 'n plan. Firstly, congratulations on a stunning first season. I mean, And secondly, congratulations on a second season. yes. Hey. Yes. Who full it? so much. Once you've written a hit, and now you've got to go second album. No pressure, no The sophomore pressure. album is here. Ek dink dis dalk anderster vir ons as vir die musos, want 'n hit is 'n hit, right? Jy weet, nog 'n liedjie en so voort. Ja. Ons het karakters om mee te werk. Ja. En so dit was vir my 'n ongelooflike lekker ervaring om vir karakters weer te skryf. En dit is asof jy ken hulle beter, jy weet presies hoe hulle gaan klink en wat hulle gaan sê en wat hulle nie sal sê of doen nie. So vir my en vir ons as 'n skryfspan was die skryfproses soveel lekkerder. Maar mens kry daai vraag en ek beloof die kykers en die luisteraars in hierdie geval, seisoen 2, dit is 'n moed. Niemand, dis nie soos 'n soap nie. Ja. Nobody's arriving out of the dead and Iemand se niggie se tweeling is 'n tweeling arriveer nie. It's Ek not. was die hele tyd jou boetie. Yes, it's not that. Die karakters, daar moes nog 'n reis om die son gewees het vir die Van Wyks. Ja, hulle Die storie was nie klaar ja. nie. En ons krap daai roofies oop en daai seer oop en daar is genoeg hart en genoeg storie en ja, ons kan nog ure praat, maar dit is baie opgewonde. Donnelly, jy is deel van die skryfspan, jy is een van die vervaardigers, jy speel ook hierin, maar jou karakter hierdie keer, in een keer om die son se tweede reeks, she's a little bit broken, she's got to come back from bietjie van 'n, ek wil nie sê 'n romantiese neerlaag nie, but I mean she went through a lot in the first season. So how is it for you coming out of a relationship that is just so great to play something that is so removed from your own reality and to write that as well? Vir my in die eerste seisoen het sy 'n dubbele heartbreak gehad. Sy het haar skoonsussie wat haar sussie was verloor. Sy het gesit met die gebreekte harte van haar familie, want vir haar is familie alles en die karakter is werklik waar. Sy is 'n finansiële bestuurder, dis syfers, dis feite, alles kan reggemaak word, daar moet 'n antwoord op alles wees. En in die eerste seisoen die verlies, die egskeiding, so sy het deur ongelooflike seer gegaan en weggehardloop van dit af. En 2 jaar later in die tweede seisoen tel ons op waar sy haarself moet herontdek. Sy vind haar pad terug huis toe, terug na familie en wat dit beteken om dit in die gesig te staar dat jou werk, jou beroep, wat jy gedink het jou lewe gaan wees, is nie noodwendig wat jou definieer nie. En hoe herdefinieer jy jouself? It's something lovely in that, like, Ja. getting to reset yourself and look at yourself and go, this is where I'm going. This is how I'm going to go there. It's a journey, man, and it's so relatable for so many people. Absolutely, and there's also a crazy experience that she goes through that results in a lot of trauma, which I think South Africans are going to be able to relate to, because all of us have experienced trauma. All of us have felt unsafe in our own 4 walls at some point in your life, whether it's driving in your car, whether it's in your home. So daar's ietsie baie traumaties wat met haar gebeur en ek dink daar's lekker social commentary on being a South African and how do you find safety? How do you feel safe, especially as a woman? Ja, ek dink daai jy die spyker nou op die kop geslaan. Ek dink daai idee van identifiseer en vereenselwig is hoekom die eerste reeks so goed gedoen het. Is you tapped into something that we as South Africans needed to see played out on screen. So when you're writing the second one, are you going, okay, we had a hit, this is another hit, or are you feeling additional pressure to go, okay, we've got to make this even better than the first season? The pressure is there, maar dit is vir my werklik, ek kan terugsit en sê en ek sal dit nie met oorgawe sê nie, maar ek doen. Net om dit te sê nie, bedoel ek, jy weet, I'm not trying to sell tickets here. Yes. I don't have skin in the game. Seisoen 2 is vir my sterker
die performances is mooier, die locations is groter. Ons het nuwe karakters natuurlik wat inkom. Ons daar's hoop in seisoen 2. So saam met al die seer, saam met al die trane, is daar lekker lag, maar daar's ook liefde en daar's ook mooi en daar's ook hoop. So dis nie net trauma nie, dis nie net seer nie. So ek dink vir my, as ek die 12 episodes vergelyk, is seisoen 2 right up there en ek voel met tye beter. Daar's meer spanning, daar's meer lag, daar's meer huil. Ja, natuurlik gaan dit anders lyk. Natuurlik seisoen 1 ons jy weet, episode 1 het ons sommer die ma uit die familie uit se lewens uitgeruk en so hierdie die journey gaan anderster voel vir die kyker ook, maar daar's genoeg wat jou gaan hoek van dag 1 af en ja, ek sien uit na die terugvoer. The Drive with Rob and Roz. Jacaranda FM. Weekdays 4 to 7 p.m. We're still hanging out this afternoon. Ivan Botha and Donnelly Roberts is hier. Een keer om die son, gaan weer om die son, which is lovely to see. Ivan, ek wil gevra het, dude, you've worked on this as a writer and a creator and an actor and a director. Bro, hoe draai jy soveel keps op dieselfde tyd om dieselfde produk te maak? Jack Sparrow het 'n lang hoed. Ons het een hier. Ek het 'n hoed wat reg rondom. It's actually just a dad hat. Yes. You know? Yes. Nee, ek weet nie, dit is lekker. I just love it, yeah, and like being able to be involved in all the aspects is fantastic. Keeps me on my toes, and I can having, only imagine. Yeah, And you're a control freak. a little bit maybe, but I have an incredible team. Yes, you Number do. 1 right here, Don Lee. I mean, as ons act byvoorbeeld, Yeah. obviously. That was the first weird thing in season 1. Like, we did our first scene together. I'm the director. I, get everything ready technically, and we go and action. My AD shouts action, and then the director has to shout cut. Right. So now I'm in the scene, and we're acting, and the dialogue's done, and we're sitting staring at each other. And I go, I have this thought. I'm the director. I should then be saying cut. And so that was a little strange, going and cut to myself, and then everybody laughed and we were over it. And then this season I play a little bit more. Yeah. So you gotta manage it. Yeah. You don't want to lose creative perspective. You always want to. So I wouldn't recommend it to everybody, but surrounding myself with a great team made it possible. Yeah, I just love what we do. I'm just worried I would take cuts into the rest of my life. You'd Be be like walking in the around middle of a the- conversation. Yeah, cut. I'm out of here. Donnelly, jy het vroeër gepraat oor die impak wat hierdie reeks eintlik op mense as geheel in Suid-Afrika gehad het. En ons het 'n wonderlike WhatsApp boodskap ingekry wat presies dit so mooi opsom. Hi Donnelly en Ivan. Ek sou wil weet, gaan hierdie seisoen ook gefokus wees op tieners en al die drama wat in hulle lewe aangaan en hoe om daarmee te deel, want laaste seisoen het ek dit baie geniet. As 'n ma van tieners het ek geniet om te sien hoe hulle daarmee deel, wat hulle gevoelens sou wees, want baie keer praat 'n tiener nie met ons nie. So wat as my tieners vir dit laas jaar gekyk het en besef het, baie van die dinge wat hulle dink hulle gaan alleen deur, is wel nie so nie. Dit is 'n ongelooflike lekker vraag en 1,000,000% ja. Nog meer in die tweede seisoen. In die tweede seisoen gaan jong mense kan saam kyk en ons vra oor mortaliteit. Wat gebeur hierna? Wat is die betekenis van jou lewe? Wat gebeur as jou drome nie uitwerk soos wat jy gedink het dit gaan wees nie? Ja. Wat beteken dit om opnuut te begin droom? Ons raak definitief aan depressie, aan angs en ook aan verslawing op 'n baie interessante manier, want dikwels dink mens verslawing is so ver, maar weet sosiale media kan 'n verslawing vorm. Daar is baie dinge wat moontlike verslawings kan die beginpunt van dit wees sonder dat jy dit eers besef, en ons gaan in diepte in dit in. So jong mense gaan heerlik kan saam kyk en kan identifiseer met dit. Can't wait. Het is altyd so lekker om met julle te gesels. Ons wil nou 'n bietjie iets silly doen. We do something at 10 to 6 every day. It's called Question of the Day. We've got a big, fancy, glittery silver box, and there are questions in them from our producer, Wayne. So we've decided we are going to do a question of the day with you two. Ready? Question of the day, friends. What's something you thought was fancy when you were a kid,
but it's not actually fancy at all. That's a wonderful random question. Is ek lief random. Ek dink dis nog steeds fancy. Can that be an Yes. answer as well? Something that blew your mind as a kid and you're still today like, this is great. Hotel slippers. Dit is 'n Hulle is die wonderlike cheapste goed onder die son, maar hulle is classy. Hulle pas my nooit nie as my ding. Nee, maar dit is nie 'n verskoning nie. Ivan bring daai hotelslipper huis toe. Die hakke hang oor aan die agterkant en hy loop baie fancy vir homself in die huis rond met sy I must have- hotelslippers. Getting into the hotel and putting their robe and slippers on, you're like, I've Next arrived. level. Ja, I've ja, made ja, it. I've made it. Donnelly? Vir my is dit ek wil nou sê kaas, want op 'n jong ouderdom het mense ouers het vooruit beplan en jy het vir die maand vooruit groceries gekoop en kaas was nie ietsie wat jy sommer elke dag eet nie. As dit klaar is dit klaar. Ja. En dan weet jy, in daai tydperk dan voel jy kry kaasbroodjies skool toe. En nou as 'n groot mens voel dit altyd vir my daar kan niks anders in die yskas wees nie, maar as daar kaas in die yskas is, dan I feel I've made it. Gaan goed, dit gaan goed. Ons vier ook alles met koekies en kaas. So dit is soos last meal vibes vir my. Soos kaas in die yskas voel I have arrived in my life. Daar's altyd kaas. It's nothing that feels like a grown-up treat, quite like a cheese board. Absolutely. Love it. I'm a proper grown-up now. Ja. Ivan, Donnelly, dankie weer eens dat julle by ons aangesluit het. Tweede seisoen van Een keer om die son begin môre aand op Kyknet DStv kanaal 144 8uur. Elke Dinsdag aand om 8uur wil ons almal nooi om vir 'n tweede keer saam met ons om die son te reis en ek wil net sommer vinnige oomblik vat om vir almal wat die eerste seisoen saam gekyk het en wat die tweede seisoen saam gaan kyk. Dankie dat julle nie net saam gekyk het nie, maar dat julle saam gevoel het ook. In die tweede seisoen vir ons nie meer net dinge onder die mat in nie, ons rol daai mat op. Cannot Lekker. wait. Congratulations, the pair of you. I cannot wait to watch this when it comes out tomorrow. En sterkte, ons sien vir julle weer vir seisoen 3. Amazing. Spreek Dankie. dit. Ja, spreek dit.